Goeienaand, ek hoop jy het 'n heerlike, wonderlike dag in die Here beleef. Ek gee elke aand bidkos voor ons met die gedagte begin. Vanaand is my bidkos, leer om te besef wat jy het, voordat die tyd jou laat besef wat jy gehad het. Kom laat ons mekaar waardeer en lief hê. Ek praat vanaand oor as ons op die Here vertrou, gee ons die beheer van ons lewe aan hom oor. Ek het al baie gesê hierdie week oor ons moet op die Here vertrou. We cannot please God without faith. We cannot live a healthy life without faith. We cannot prosper without faith. We cannot be without faith. We cannot go to heaven without faith, and we can't receive God's grace throughout faith. If I speak about the mountain, it will grow. If I speak in faith through to the mountain, it will go. Geloof is die sleutel tot 'n suksesvolle verhouding tussen jou en die Here. Sonder geloof kan ons God nie behaag nie, en die wat tot God gaan moet glo dat hy 'n beloner is van die wat hom opreg soek. Ons moet ook nie dink dat ons enige iets van die Here sal ontvang as ons nie glo dat God kan doen wat hy deur sy woord aan ons beloof het nie. Hoe sterk staan jy in die Here? Glo jy onwrikbaar? En sodoende is jou geestelike huis op die rots Jesus gebou, of leef jy in twyfel waar elke golf van hierdie lewe jou heen en weer slinger? Geliefde kind van die Here, ons kan nie sonder geloof lewe nie. En as jy God vertrou, onwrikbaar, sonder om te twyfel, wat het jy om te verloor? Onthou, as vrees aan die deur klop, stuur geloof om te antwoord. Kom ons kyk weer na Romeine 4:17. Hierdie gedeelte oor Vader Abraham het vir my so groot openbaring geword, dat ek lees dit, ek mediteer daaroor, en dan vra ek die Here om my te help, om geloof te hê, wat berge kan versit, net soos ons Vader Abraham. Maar kom ek lees vir u die skrif. Ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewendig maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof dit bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat vir hom gesê het, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was nie, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig dat God ook die mag het om te doen wat hy aan hom beloof het. Daarom is dit hom tot geregtigheid gereken. Kan jy dieselfde sê, kind van die Here? Is daar sake wat jy die Here voorvertrou? Kom ons spreek dan hierdie woord oor onsself uit en verklaar. En sonder om te verswak in die geloof, het Loret nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar is ek versterk deur my geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat God ook die mag het om te doen wat hy my beloof het. Ons einde vir ons hierdie skrif toe wat uitgespreek is oor Abraham. So, kom ons verklaar dit, kom ons staan vas in die geloof. Waarvoor jy die Here ook al vertrou, kom ons vertrou die Here saam. Ek het sake wat ek die Here voor vertrou, ek het deurbrake nodig, ek het wonderwerke nodig, en ek weet, ek kan dieselfde sê. So, gaan na Romeine 4:17, gaan skryf dit uit,
en spreek dit in die geloof. Kom ons bid. Here, dankie dat U ons verlosser is in alle omstandighede. Ek gee vanaand my vuuroond vir U, dit waardeur ek gaan, want U is my verlosser, en U is in staat om al my omstandighede ten alle tye te verander. Ek gee U die eer daarvoor. In Jesus naam. Amen.